Hallo julle en welkom by ons eerste podcast vir na Sondag, waar ons 'n bietjie reflekteer oor die erediens wat verby is. 8 Maart is verby en op 8 Maart het die Andrei gepreek uit Lukas 17, die verhaal van die 10 melaatse mans wat gesond gemaak word. Dit is 'n baie bekende gedeelte, maar daar gebeur 'n klomp goed in hierdie verhaal wat 'n mens tot stilstand ruk en jou 'n bietjie laat dink. Want al 10 van hierdie mans ontvang dieselfde wonderwerk, die genesing, maar net een van hulle draai terug. En dit laat my 'n paar vrae vra. Want die verhaal begin wanneer Jesus hier in die grensgebied tussen Samaria en Galilea rondreis en dan gaan hy 'n dorpie in. En in hierdie dorpie kom 10 melaatse mans om tegemoet. Volgens die wet moes melaatse mans of melaatses oor die algemeen op 'n afstand bly. Hulle kon nie tussen mense leef nie. Hulle kon nie by hulle gesinne in hulle eie huise bly nie. Hulle is totaal afgesny van hulle families, van hulle werk en van hierdie gemeenskap waarvan hulle almal deel wil wees. En daarom roep hulle van ver af wanneer hulle vir Jesus sien aankom, Jesus Meester, ontferm U oor ons. Dit is baie interessant want hulle vra nie omdat hulle dink hulle verdien 'n genesing of verdien iets bonatuurlik nie. Hulle pleit gewoon vir Jesus se ontferming. Hulle pleit dat Jesus hulle moet raak sien, hulle moet aanraak. En Jesus antwoord hulle op 'n manier wat vir my en vir jou eers vreemd klink, want Jesus sê vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Dis al, gaan wys julle vir die priesters. En in ons wêreld sal dit vreemd wees, maar in daai tyd moes die priesters bevestig dat iemand rein of gesond is. Met ander woorde, hy moet jou 'n sertifikaat gee sodat jy deel van jou gemeenskap kan wees. Maar die wonderwerk gebeur toe hulle onmiddellik wegstap. En soos wat hulle wegstap, word hulle gesond. Terwyl hulle gaan, terwyl hulle stap gebeur het en hulle word gesond en mense kan amper hierdie oomblik voorstel van hierdie 10 mense wat met 'n verwagting na Jesus toe kom. Kan jy imagine hoe hulle moet voel toe hulle ewe skielik besef, my vel is gesond. Want wanneer iemand afkyk en na sy vel sien, kyk en sien, al hierdie kolle wat my vervreem uit hierdie samelewing is weg. Maar tog sê hierdie verhaal net een van hulle draai terug. Net een van hierdie mense gaan terug. Net een keer om, net een kom terug na Jesus toe, loof God met 'n harde stem en val by Jesus se voete neer om hom te dank. 1 uit 10. Maar dan sê Lukas vir ons iets baie betekenisvol. Hierdie man was 'n Samaritaan. Met ander woorde, die een wat terugdraai, na Jesus toe teruggaan, is 'n totale buitestander. Dis iemand wat eintlik op die kantlyn staan en in die swembad inspring as hy sien die ander gaan na Jesus toe. Jesus vra die vraag vir deur hierdie hele verhaal ego, was daar nie 10 van julle wat gereinig is nie? Waar is die ander 9? Sê die Bybel vir ons dat die ander 9 nie ondankbaar of kwaadwillig was nie. Inteendeel, ek dink hulle het van opgewondenheid gehardloop na die priester toe. Mens kan jou voorstel dat hulle net huis toe wil gaan, terug na hulle familie toe, terug na hierdie lewe toe wat Jesus vir hulle in al hulle glorie gee. Want dalk lê juist daar die punt van die verhaal en dis iets wat Andrei baie pertinent gesê het Sondag. Andrei het gesê hierdie mense het 'n gawe ontvang, maar hulle het nie teruggegaan na die gewer van hierdie gawe nie. Dit raak my en jou eintlik baie naby aan ons eie lewens, want ons leef in 'n wêreld waar baie dinge werk volgens die beginsels van wat ek en jy verdien. As jy hard werk, dan bereik jy iets. As jy studeer, dan kry jy kwalifikasies. As jy moeite doen, dan sien jy die vrug van jou arbeid. En Andrei het ook baie sterk beklemtoon, daar's niks hiermee verkeerd nie. Good for you, as jy dit gemaak het, as jy werk daarvoor om dit te maak. Maar die gevaar is dat hierdie manier van dink ook stilweg in ons geloofslewens kan inskuif. Hierdie oorsaak en gevolg teologie wat in ons harte begin ontwikkel. Ons begin dink oor die lewe asof alles uiteindelik iets is wat ek en jy verdien. Dat alles wat ons het, vrug is van die arbeid, die tyd, die ure, die vaardighede wat ek insit, my werk.
my suksesse, my geleenthede. En natuurlik werk jy hard daarvoor. Moenie ophou werk daarvoor nie, maar die Bybel herinner ons dat ons ook moet dink aan iets anders. Andre het ook gelees uit Deuteronomium 8. En in Deuteronomium 8 staan daar die volgende: Moenie sê my krag en my sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verkry nie. Want dis die gat waarin ek en jy so maklik kan trap. Hierdie goed wat ek het, dit kom uit die vrug van my hand, dit wat ek gedoen het. Ek het 'n klomp goed bereik. Maar agter al hierdie goed lê iets wat ons self nie gemaak het nie. Iets wat ons gekry het. Wie het vir jou verstand gegee? Wie het vir jou liggaam gegee? Wie het die asem in jou longe gegee? Want ons leef eintlik, en Dominee Andre het dit bevestig Sondag, tussen twee pole, tussen doen en ontvang. Ons werk en ons neem verantwoordelikheid, ons neem baie dikwels meer verantwoordelikheid as wat ek en jy kan hanteer, maar op dieselfde tyd ontvang ons ook waarskynlik meer as wat ons kan raak sien. En die Samaritaan in Lukas 17 besef dit op 'n baie diep manier, dat hy hier iets skry wat nie hy is nie, wat nie sy werk is nie. Hy besef, hier is meer aan die gebeur as net my vel wat skielik anders lyk. En daarom draai hierdie man om en hy gaan val by Jesus se voete neer. Hy kom nie net vir gawe nie, hy kom ook vir die gewer, die een wat hierdie gawe aan hom uitdeel. En dis interessant dat Jesus dan vir hom sê, gaan op en gaan, want jou geloof het jou gered. Die ander 9 is ook genees. Die ander 9 kon ook met hulle lewens aangaan, hulle is ook gesond gemaak, maar hierdie man ontdek iets baie groter, baie dieper, as net sy vel wat nou weer aanvaarbaar is. Hy val eintlik plat in 'n verhouding. Dis waarskynlik ook hoekom hierdie verhaal so mooi aansluit by die nagmaal wat Sondag in die erediens gebeur het. Want wanneer ek en jy by die nagmaaltafel kom, dan bring ons nie ons prestasies na Jesus toe nie. Ander het gesê, ons bring nie net ons CV's en sê vir Jesus, kyk wat het ek alles al reg gekry nie. Ons kom nie om te wys hoe goed ons is, of wat 'n goeie week ons gehad het, of hoeveel ons al bereik het nie. Ons kom met leë hande en sê, Here, ek het U nodig. En wat ontvang ons by hierdie nagmaaltafel? By hierdie stuk genade, stuk vergifnis, 'n stuk vrede. Ons kry wat hierdie melaatse gekry het wanneer hy na Jesus toe teruggaan, want in die brood wat Andrei gebreek het Sondag, hoor ons, ek leef nie net omdat ek sterk is nie, maar omdat Jesus Christus homself vir my gegee het. Die beker sê, jy is nie aanvaar omdat jy alles reg doen en al die boksies tik nie, maar omdat hy sy lewe vir jou gegee het. En daarom is die nagmaal eintlik 'n plek van dankbaarheid. Die Engelse woord vir die nagmaal is die Eucharist. Dit beteken letterlik danksegging. Dis 'n oomblik van danksegging, 'n oomblik waar ons genade voel en teruggaan na ons Gewer toe. Miskien is dit die uitnodiging wat hierdie verhaal vir my en vir jou hier in 2026 los. Nie net om God se gawe te ontvang nie, maar ook om soms terug te draai na die een met hierdie gawe aan ons uitdeel, om terug te draai na die een wat gee. Die een wat homself gee, want mense wat besef dat hulle ontvang, begin anders leef. Hulle leef sagter. Hulle leef rustiger en hulle leef met minder eise. Dis asof hulle 'n stukkie vryheid beleef en hierdie vryheid word gebore uit dankbaarheid, soos hierdie man wat terugdraai na Jesus toe. Sy lewe het ook later aangegaan, maar hy moes by die Gewer begin. En dalk is dit 'n goeie vraag vir my en vir jou om te vra so aan die einde van hierdie podcast, in die begin van hierdie week. Waar in my lewe het ek al baie ontvang? Maar waar het ek dalk nog nie regtig teruggedraai en na my Gewer toe teruggegaan nie? Sondag was 'n wonderlike geleentheid, want ons het hierdie erediens met hierdie ryk teks en die besonderse boodskap gehad, wat ons herinner. Gaan terug na Jesus toe. Ons het by die nagmaaltafel aangesit, of ons nou by die potjies gesit het, en of ons in die erediens gesit het,
waar Jesus sê, dit is my liggaam, dit is my bloed, dit is gebreek, sodat jy heel kan wees. Ons het ook daarna by die tafel aangesit en heerlik saam gekuier. Ons het saam potjies geëet, saam koeldrank en wyn gedrink, saam gelag, saam gesels. Party mense het eers 2:30 Sondagmiddag huis toe gegaan. En wat 'n voorreg is dit nie om deel te wees van 'n gemeenskap waar mense doen nie. Ons nie net kom saam eet nie, maar sê, wat kan ek doen? Wat kan ek bring? Al is dit net my boude op 'n stoel om vir 2-3 ure hier te kuier, sodat hier 'n stukkie gemeenskap kan begin, kan plaasvind. Maar ander het ons Sondag herinner. Tel nommer 1, alles wat jy het, alles wat jy kry, alles wat jy so onverdiens uit die Here se hand ontvang. En draai dan vir 'n oomblik terug. En kyk die gewer van dit alles in die oë en sê vir die Here, dankie Here. Help my, leer my, gee my die wysheid om te maak met hierdie gawes wat U wil hê ek met hierdie gawes moet maak. Waar kan jy vandag in hierdie week na jou eie lewe kyk? En waar kan jy terugdraai na die gewer van dit alles en sê dankie Here. Neem dit alles en maak daarmee soos U wil. Met 'n wonderlike week, jy sien jou volgende week by na die erediens.